Môre, Benny, goeiemôre, Isak Du Plessis hier by Nuuspot wat praat. goed dankie by jou, Isak. Nee, stryd is groot, maar die genade daarom groter, Benny. Ja, dit is so. Benny, ons gesels met jou na aanleiding van die onlangse gebeure daar by jou op die plaas. Ek wil vinnig hierdie video vir die ouens wys, wat jy nou nie kan sien nie. Ja. Maar ek wys gou die kort video vir die kykers. Ja, maar É sublime. This is a fresh part. Fresh part. Vertel gou vir ons wat het gebeur daar. Daar is nou party mense wat die koerantberig al gelees het, maar baie van ons mense is in die buiteland en so jy kan gou vir hulle vertel wat daar by jou plaasgevind het. Isak, ja, ek het die plaas seker 'n jaar terug gekoop. En die plaas is getransporteer op my naam, so ek is die wettige eienaar van die plaas. Die persone wat nou ter sprake was, het voorheen die plaas gehuur, maar die prokureur van die persone wat die vorige eienaars was, het my gesê, jy weet, alles is reg, ek kan voortgaan met die koop, die persone kan nie voortgaan nie, hulle het die huur, het hulle nie gerespekteer, die huurgeld het hulle nie betaal nie, die plaas is aangebied vir hulle om te koop, hulle het geensins gepresteer nie, sy het hulle herhaaldelik kennis gegee, dat laat die koopkontrak wat hulle wou aangaan, laat daar geen koopkontrak is nie, en dat sy die persoon uit die plaas aan 'n ander persoon gaan verkoop. Sy het my dit verseker, dit is herhaaldelik, het sy my gewys ook die kennis en alles wat sy gegee het. Na ek die plaas in elk geval gekoop het, het ek ook met die persone gepraat en gesê, ek het die plaas nou gekoop, en hulle het my geensins aangedui, dat hulle die grond gekoop het nie. Hulle het vir my net gesê daarso, hulle het oes ingesit op die grond, hulle het geld spandeer, en ek het gesê, manne, as julle geld spandeer het julle die geleentheid, verwyder julle oes, maar haal julle geld oes af. Ek wil nie laat julle geld verloor nie. En ons was eintlik op 'n goeie voet gewees. Daar was nie 'n probleem nie. Die plaas het toe, dit was omtrent hier so April maand wat die gesprekke gebeur het, na ek die plaas gekoop het. Op daai stadium het toe daar nou 'n hele klompie van die klomp, want hulle is toe nou op hulle agtervoete toe hulle hoor ek het die grond gekoop het gekom, maar na die gesprekke het hulle, was daar eintlik niks verder nie. En hulle het op 'n stadium net gehoor, nou wil ek dalk nie die plaas verkoop nie, of wil ek nie die grond verder aan hulle verhuur nie. En ek het net vir hulle aangedink, gesê, man, ek het die grond juis gekoop vir my skoonseun en my dogter. En die grond is getransporteer in September maand. En na die transportering van die grond, het ek hulle ook gesê, man, die grond is nou getransporteer op my naam. Het ek begin sien, maar die mense wil nie die grond verlaat, soos wat ons oorheen gekom het. En ek is nou besig daar so om 'n uitsettingsbevel teen hulle kry, dit is nou nog 'n proses. Maar ek het die mense nou op hierdie stadium, omdat hulle daar was en hulle weier om die grond te verlaat, het ek hulle gelos, ek het interfereer nie met hulle nie. Ek wil binne die wet optree. Ek wil nie laat daar, jy weet, 'n vinger na my gewys word en wys ek is die een wat die wet oortree nie. Ja. Want die wet, ek is tog, mos almal van ons het reg en almal moet binne die wet optree. En ek het die betrokke dag wat die voorval gebeur het, wou ek net gaan kyk, ek draai maar kyk of die goed alles daarom nog in orde is, dat my plaas nie gevandaliseer word nie, want die persone plant ander grond in die omgewing ook, hulle doen ander goed, so hulle bly nie permanent daar nie, hulle daar so, was hulle nou af en toe gewees, so hulle bly nie permanent op die
plaas nie. Hulle okkupeer ook nie regtig die storie nie. Die plaas is eintlik heeltemal verlate. Maar hulle het toe nou uitgegaan en omdat ek nou gesê ek wil die grond nie aan hulle verhuur nie, het hulle net vir my op 'n stadium aangedui maar hulle gaan die lande plant. Nou die seisoen was baie moeilik geweest, dit het op 'n laat stadium gereën. En toe ek weer hoor, toe sê die bure vir my, die mense is besig om in die nag die lande te bewerk. En toe ek weer eendag daar by die plaas kom, toe sien ek hulle het al die lande uit hulle, lyk vir my sommer oornag, omdat hulle sulke groot gereedskap het en baie diertoerusting het hulle die lande sonneblom geplant. Sonder my toestemming het hulle aangegaan en plant om sonneblom, sonder dat hulle enige hierooreenkoms het hulle, wat my betref, dit onwettig geplant. So op hierdie stadium is dit nog alles in proses dat ek hulle met 'n proses voortgaan daarso om hulle van die grond te verwyder. Hulle het 'n aansoek vir my gebring in die Hooggeregshof wat afgewys is met koste. So hulle moet my koste betaal. Die Hooggeregshof het ten gunste van my beslis. En ek het die betrokke dag wat die voorval nou gebeur, dit is nou laas Vrydag, juis op Menseregte Dag, het ek met 'n vriend van my, het ons daarso na die plaas toe gegaan. Ek wil net so dreigry wat ek was. Ek het gekom, die hekke het oopgestaan. Ek het 5 minute so deur die plaas net so opgery. En ek het gesien wat ek wil sien, dis verlate, ek het niks gesien nie. Daar was nie mense, dit baie stil gelyk. Ek het gesien daar een kant ver, het ek gesien daar is 'n paar van hierdie manne daarby van hulle gereedskap. Maar dit was so in 'n afstand gewees. En dit was eintlik baie rustig en stil gewees. En toe ek uitry, laat ek die plaas wil verlaat, toe ek om die draai kom, toe sien ek maar die hekke staan nou, is nou skielik toe. Nou op daai oomblik is dit nog nie vir my moontlik gewees om te sien of die hekke is gesluit of wat is die geval nie. Nou ja, dis die enigste roete uit. En ek is op daai stadium seker toe nou so 50, 60 meter en ek ry tot by die hekke. En toe ek by die hekke kom, terwyl ek aankom na die hekke, sien ek die lorry kom aan voor, ook na die, jy weet, en ek dink die lorry wil nou maar inkom hierso in die plaas en ek niks vermoed en dit lyk niks snaaks en ons het gestop en ek klim uit en ek loop na die hekke toe. En die ander persone klim ook uit daar so uit en daar klim toe nou sommer 'n paar van die lorry af. En ek sê toe net vir die persoon, maak oop die hek, ek wil uitgaan. En die oomblik toe sien ek maar die manne klim nou oor, hulle gaan nie die hek oop nie, hulle spring oor die draad en toe ek omdraai. Toe sien ek maar hier is nou 'n trekker agter my voertuig. Ek is nou vasgetrek. En toe besef ek op daai oomblik, lyk vir my die manne het ander planne met my. En ek hardloop toe na my voertuig toe, maar voor ek in my voertuig kon inkom en dit toemaak, toe is hulle op my. Nou ja, toe die manne daarso, ek moes toe nou fisies met hulle beklei. Daar's toe nou op daardie stadium 7 persone by my. En 3 is toe nou nog op pad. Hulle hardloop toe nou van agter af. So, wat my betref, het hulle dit georganiseer om my daarso so in 'n lokval te lei. En ek moes toe nou fisies beklei daarso, laat hulle my uitlos, laat ek kan uitkom, want wat ek wil nie met hulle argumenteer nie, ek wil nie met hulle redeneer nie, ek het eintlik vir hulle niks te sê nie. En in die proses wat ek toe nou spook om los te kom en wat ek in die kar probeer, toe ek by die voertuig kom, toe is hulle nog steeds om my en ek sien toe net hier gryp een, ek het so 'n slagmes voor my sitplek wat daar gelê het. Toe sien ek een gryp die mes, maar gelukkig kon hy het gegryp na die ding en het hom al klaar vasgehou. Toe sien ek wat hy sê intens en toe gryp ek en ek ruk die mes uit sy hand uit en ek gooi hom na die ander sitplek toe aan die ander kant. Nou ja, hulle het ons al die rassistiese goed toegesnou en geskree en ek moet sê, dit wat van toepassing was, julle boere se tyd is verby en julle het met die skip gekom, ons het met die voete gekom en maar julle het in elk geval geweldig rassisties gewees. En wat eintlik die aanval toe nou gestop het, dat die aanval aangaan, hulle het gedink omdat my vriend het 'n oogoperasie gehad, 'n rukkie terug. En
sy dokters het hom gesê, as jy 'n harde stamp gaan kry, dan gaan jy blind wees. So, jy moet bitter versigtig wees. Hulle het gewerk in albei sy oë. En daarvoor dink ek, almal van enigiemand gaan baie bang wees, jy weet, dat dit die geval is. En hy probeer toe kalm bly en stil sit daar, so, en op 'n stadium toe sien hy, maar die ding is op so 'n stadium, hy is toe nou bang daar, so hulle gaan sy selfoon vat, en hy lig die maatjie op, en hy gooi sy telefoon onder die maatjie in. En ek hoor toe net, een van hulle skree daar, Piet Transvaal Stunia. Toe, soos wat ons agterdaan, toe hy die ontleding van die gesprek kon aflei, het hulle gedink hy het 'n vuurwapen, hy gaan hulle skiet, en dit het toe nou gemaak dat die aanval, dat hulle dit bietjie kalmeer en laat hulle wegbeweeg van my af. En daai stadium het ek toe nou geleentheid gekry om my telefoon in die hande gekry, want ek het telefoon het geval en gestruwel en geworstel. Hulle het ook in die proses het hulle my sleutels uitgeruk, jy weet, hulle wou sorg. Die is deur die groep geplaas, net om indien enige iemand nog twyfel oor die kwaadwilligheid van wat daar by jou gebeur het, is deur hulle self op TikTok geplaas. Het my skoonseun het daar gekom, hy het self die video gemaak, hy was ook daar so gewees, die JD persoon. Ek moet jou sê, dit was vir my nogal Saterdagoggend, redelik vroeg, was dit vir my 'n groot verrassing gewees. Ek maak toe een van die preppers groepe oop, en ek moet jou sê, ek was seker nie baie mooi wakker nie, en ek druk die ding en ek kyk na die ding, en ek hoor maar, hierdie is dan ek wat hier praat, en ek dog toe nou net, wat gaan nou aan? Toe besef ek, ek het nie gehoor ek praat, ek het net gesien, jy weet, daar is ek in die voertuig, en toe ek nou mooi kyk, toe sien ek, maar dit is 'n ding wat een van hulle geplaas het. So, dit is die persoon, en dit is so, hy is geweldig rassisties, en lyk vir my is 'n lid van die EFF, maar hy was self op die toneel, die persoon wat die video geplaas het, die JD, soos wat ek nou onthou sy naam is by die opskrif van die video, JD Maretsi. So, dit is hulle self wat dit opgeplaas het, hulle dit, dis juist die dag nou net na Menseregte dag, wat dit ook nou die voorval was, ek dink is in Klerksdorp, waar die EFF ook nou weer Kiel die Boer gesing het, en lyk vir my die sentiment is nou maar hier so by julle almal. Dis Benny Keynes wat so gesels daar uit Makwasi se wêreld uit. Benny, baie sterkte en hou vir ons op hoogte van wat gebeur met daai saak van jou. Ja, nee, baie dankie Isak. Ja nee, wat, dit is, ek is vol moed, ek is tree binne die wet op, en ek wil nie die wet breek van my kant af nie, ek wil 'n wetsgehoorsame burger wees en ek voldoen aan die, so die proses, hoop ons kan dit afhaal, dat ek deur 'n proses die persone ook nou kan verwyder van die grond af, want die grond het ek vir my dogter en skoonseun gekoop. Groetnis Benny. Ek waardeer, baie dankie. Totsiens. Totsiens. Benny Keynes daar van Makwasi wat met ons gesels het.